Môre? Was lanklaas hier gewees? Die kinders het. Is elke naweek iewers heen. Okay. Die Here het met my 'n lang ruk gepraat oor hierdie storie van die 10 maagde. En ek het sommer vir ons die skrifte opgesit, as jy wil self lees, is in Matteus 25 vers 1 tot 13. En die 10 maagde is 'n storie wat ons ken en lees en jy weet, maar net oor dit gaan, is amper Psalm 23, jy voel, verkeer moet ons dit nou nog hoor. Maar ek wil graag hê dat ons in diepte moet ingaan daarin, want daar is baie diepte daarin. Spesifiek vir 'n tyd soos nou, want Jesus het dit gepraat vir 'n tyd soos nou. So kom ons lees net gou die skrif voor ons praat daaroor. Dan sal die koninkryk van die hemele wees soos 10 maagde wat hulle lampe geneem het en uitgegaan het om die bruidegom te ontmoet. Nou opskryf. En 5 van hulle was verstandig en 5 dwaas. En toe die wat dwaas was hulle lampe neem, het hulle geen olie met hulle saamgeneem nie. Maar die verstandiges het olie in hulle kanne saam met hulle geneem. En terwyl die bruidegom talm om te kom, het hulle almal vaak geword en in die slaap geraak. En middernag was daar 'n geroep, daar kom die bruidegom, gaan uit hom tegemoet. Toe staan al daardie maagde op en maak hulle lampe gereed. En die wat dwaas was, sê aan die verstandiges, gee vir ons van julle olie, want ons lampe gaan uit. Maar die verstandiges antwoord en sê, miskien sal daar nie genoeg wees vir ons en vir julle nie, maar gaan liewer na die verkopers en koop vir julle self. En onderwyl hulle gaan om te koop, het die bruidegom gekom, en die wat gereed was, het saam met hom ingegaan aan die bruilof, en die deur is gesluit. Later kom toe die ander maagde ook en sê, meneer, maak vir ons oop. Maar hy antwoord en sê, voorwaar, ek sê vir julle, ek ken julle nie. Waak dan, omdat julle die dag en die uur nie weet, waarop die seun van die mens kom nie. Okay, so kom ons begin van die begin af. Hoekom het Jesus die vergelyking gebruik van 10? Waar kom 10 vandaan? In die Joodse tradisie mag jy nie in die openbaar saam gebid het as jy minder as 10 was nie. So jy moes 10 of meer gewees het, dan mag jy in die openbaar saam gebid het. So 10 verteenwoordig eintlik die kerk, 'n congregation. Okay, so dis hoekom hy 10 gebruik, omdat dit die kerk verteenwoordig. Die maagde, wat is 'n maagd? Is iemand wat rein is, okay? So dit beteken, hierdie is nie goddelose mense nie, dis mense wat vir Jesus aangeneem het, wat deur sy bloed skoon gewas is, hulle dit aanvaar, so dit is hoekom hy die vergelyking van maagde gebruik, want hulle is Christene, mense wat ja gesê het vir Jesus, okay? Die olie, weet ons almal is die Heilige Gees, dis klomp skrifte in die hele Bybel, okay? Die lamp wat hulle het is Jesus. In Johannes 1 praat hy van Jesus as die lig wat in die wêreld ingekom het. Okay? So die olie is die Heilige Gees, die lamp, die fisiese lig is Jesus. Okay? So dit is net daai paar goeters uitmekaar sit. Dan die vraag is, wat is 'n dwaas en wat is 'n wyse? Nou daar's baie skrif ook. Ek het nie vir julle vandag al die skrif opgesit dat ek julle oorweldig nie, maar ek het van dit vir julle gaan skryf. Prediker is nie die enigste boek wat skryf oor dwaase en wyse nie, dis die hele woord. Lees jy van dwaase en wyse in die Nuwe Testament oralster. Okay. So 'n dwaas verag die wysheid van God. As Christene, hulle gaan kerk toe, maar hulle verag die wysheid van God. Okay? Hulle hoor die woord, maar hulle doen dit nie. Hy sê wanneer hy praat van die huis wat op die rots en sand gebou is, dan sê hy hulle hoor dit, maar hulle doen dit nie. So hulle huis is op die sand gebou. Okay? So storms kom, is daar nie fondasie nie. Hulle is reg in hulle eie oë. Hulle sal altyd verduidelik hoekom hulle reg is. Okay? Hulle probeer altyd bewys dat hy bo die woord is. As hy sonde doen, is hy verskoning altyd, maar ek is maar net 'n mens. Jy weet, ek sien God nie. Hoeveel keer hoor ons dit? Hoeveel keer sê ons dit? Nee? Ons probeer justify hoekom ons kan doen wat ons doen. Ons draai nie ons lewe om in die woord in te pas nie. Ons verdraai die woord om binne ons leefstyl in te pas. Dis 'n dwaas. Okay? En as jy maar die vingerstik kan sê, ek is maar net 'n mens, jy weet, God weet dit ook. Okay. Sy lippe kom net in getwis en sy mond roep sla uit, soos een van die skrifte in Prediker. Sy lippe kom net in getwis. Hy twis met almal, omdat hy nooit sy wang kan draai nie. Hy kan nooit die liefde van Jesus na 'n gesprek toe bring nie. Hy moet altyd reg wees, dit moet altyd sy wil wees. Dis hoekom hy altyd 'n getwis is. Hy kan nie hoor wat jy sê nie, dis net wat ek sê. Okay? En dis hoekom hy altyd 'n twis is.
Daar's geen liefde van Jesus nie. En sy mond roep die sla uit, so dit wat hy praat, is presies wat hy kry. So hy kry presies waarvoor hy vra. Jy kan maar gaan kyk hoe lyk 'n dwaas se lewe. Alles val uit mekaar uit. Hoekom? Want God was nie getrou nie? Nee, so wat hy gevra het. Okay? God gee ons net waarvoor ons vra. Okay. 'n dwaas gebruik sy olie en mors dit sonder om dit op te vul. So hy het ook olie, hy het ook Heilige Gees gekry, maar hy mors dit op en dan vul hy dit nie weer op nie. Julle weet iemand wat die lotte wen, wat nie weet wat om met geld te doen nie? 2 jaar later sit hy met niks. Nee, want hy weet nie wat om daarmee te doen nie. Dan kan hy mors dit en hulle vul dit nie op nie. Hulle werk nie met wysheid daarmee nie. Hulle praat baie, maar hulle sê eintlik niks. Okay, daar's nie substance in hulle woorde nie. Dit impak niemand se lewens nie. Okay? Dwaasheid is een van die goed wat die gevolg is van wat in die hart is. Staan in die Nuwe Testament. Hy sê dwaasheid kom uit jou hart uit. Wat sê op 'n ander plek? Hy sê wat van die hart van vol is, loop die mond van oor. Dit is aan die Ou Testament. In die Nuwe Testament sê hy dwaasheid is een van die goed wat in jou hart is. So as hy by sy mond uitkom is omdat dit in sy hart is. Hy fake nie die woorde wat hy sê nie. Dis waarvan hy oortuig is. Okay? Hy sê in sy hart dat daar geen God is nie. Nie hier nie. Hier. Okay? Want as hy werklik oortuig was dat daar 'n God was, het hy nie hierdie goed gedoen nie. So hy praat dinge van God, 10:1, né? Maar in sy hart is daar nie vir hom 'n God nie. As hy oortuig was, sou hy hom gesoek het en die waarheid begin praat het. Okay, so dis 'n dwaas, daar's klompe dinge wat ons nog hier kan byvoeg, maar ek wou net 'n prentjie skep. Kom ons kyk bietjie wat 'n wyse ou. Vrees die Here en die beginsels van die kennis van God. He's got a fear of the Lord. Dis 'n wyse ou. Okay? 'n heilige vrees en hy besef dat die wysheid van die Here is die beginsel van waarop hy sy lewe bou. Nie die wysheid van homself nie. Hy vertrou op die Here en steun nie op sy eie insigte nie. Okay? Ek sien mense wat met groot besluite maak, dan is hulle die kant toe en daai kant toe, lyk so woer, vra vir die en daai en hoe moet ek? Maar niemand gevra vir God nie. Hy probeer sy eie insigte en sy eie planne staat maak en hoe moet ek hierdie of daai doen? Jy kan nie. Okay, so 'n wyse ou vertrou op God se insigte. Hy vra altyd vir God vir wysheid en leef nie op sy eie wysheid nie. As hy in 'n gesprek moet gaan, 'n ou vertel my nou weer, ek dink hy verkoop karre. Sit daar 'n ou vir hom, hy sê daar's 'n merkie op die kar wat jy want so groot as 'n pen se punt. Hy moes nie eintlik eers vir die ou gesê het nie, maar hy het hom met bietjie verf, jy kan glad nie sien nie. Maar 'n ou raak so slaat vlamme uit van woede oor dit. En soos hy na die printer toe loop om op papier te print, sê Here, gee my wysheid om met hierdie ou te praat. Sien, dis wat 'n wyse ou doen. Die dwaas van die oom aan en vertel vir my stupid. Die wyse ou sê, Here, gee my die woorde. En hy het vir my regte woorde gegee en nou oom het vir hom gesê, dankie, ek het vandag nodig gehad om dit te hoor. En die woorde wat daai ou vir die oom gegee het gemaak dat hy gaan regmaak het met sy seun wat vir jare nie met hom praat nie. Dis wat 'n wyse ou doen. En die Here het 'n krappie op 'n bakkie gebruik vir dit, om hom te herenig met sy seun. Dis wat 'n wyse ou doen. In elke situasie gaan vra hy vir God, wat moet hy doen? Al is dit in 'n gesprek wat hy moet ingaan met iemand. Né? Okay. 'n Wyse ou verlei die mense met ydelle woorde nie. Hy probeer nie slim klink nie, okay? Maar dra die vrug van die Gees. Hoe baie Christene sien ons wat sê hulle is Christen, maar die vrugte in die boom kom glad nie by mekaar uit nie. Hulle sê hulle is 'n lemoenboom, maar hulle dra net dussels. Okay? Daai is nie 'n wyse nie. 'n Wyse ou toets alles aan God se Gees en die woord. Hoor wat ek sê? Hy toets alles aan God se Gees en die woord. En hy glo nie dat alles van God afkom nie. Want alles kom nie van God af nie. Want dan word goddelike goed vir ons vertel wat glad nie van God afkom nie. En 'n dwaas vat alles vir die waarheid. Maar 'n wyse ou gaan mee dit aan die woord en die Gees wat in sy hart is, voordat dit vat. 'n Wyse is nie gelykstaande aan die wêreld nie. Romeine 12, né? Ja. Maar hulle het vernuwe van hulle gedagtes. So 'n wyse ou worry nie wat ander mense sê nie. Hy vernuwe hom volgens die woord. Hy probeer nie inpas by die wêreld nie. Ek weet nie, julle is miskien so blootgestel aan die Halloween dingie, maar dit was by een plek waar my kinders sport doen nogals baie erg. Everywhere. Ek kan fisies nie daar inloop nie. So jy kan nou of net niks sê nie.
Jy weet, gelyk staan aan die wêreld. Niemand sê maar ietsie, almal voel dis die reg, maar niemand sê ietsie. Of jy kan jouself vernuwe. Ek het iets gesê. En toe ek weer daar kom, dis dit af. Okay? So kan nie stil bly oor hierdie goed nie. Maar die vraag is ek gelyk staan aan die wêreld? Die res van die Christene wat net hulle mond maar sien is verkeerd, maar sê niks. Of staan jy op en sê, luister, hier is die reggie. Want 90% van die kliënte wat in daai besigheid instap is Christene. Hulle sê niks. Ja, okay. 'n wyse ou doen sy werk uit sagmoedige wysheid uit. Sagmoedige wysheid. Hy kom na mense toe met die liefde van Jesus. Weet jy wat is die groot ding wat die kerk oor die algemeen verloor het? Is die liefde. Die liefde. Ek hoor van die groot kerke hierso sê, die gay ouens mag kerk toe kom, hulle mag net nie lidmate word nie. Nou as ek soos, waar is die liefde daarin? So daai gaan nog steeds hel toe. Sondag se diens gaan hom nie by die hemel uitkry nie. Waar is die liefde wat iemand 'n pad stap met daai gay en sê, kom ou, ons gaan jou uitsort, ons gaan van jou kinderdae af kom en kyk waar het hierdie ding ingekom. Ons gaan jou vir deliverance vat as ons by daai punt kom, sodat jy kan repent en terugtrou van jou sonde af, sodat jy ook gered kan word. Nou, maar nou is ons net polities korrek, jy kan kerk toe kom, ons wil Bybel korrek, dus jy kan nie 'n lidmaat word nie. Maar die ou se siel gaan ons net hel toe, want die liefde is nêrens in nie. Ons is wêrelds korrek en Bybels korrek, ons mengel is so saam, maar die liefde is nêrens nie. En as hulle voor God staan eendag, en hy sit in die hel, en hy sê, ek het hom gestuur aan na jou kerk toe. Maar wat het julle met hom gedoen? Toegelaat vir 'n diens Sondag. Die liefde van Jesus ontbreek verskriklik in die kerke. Mense word met die Bybel oor die kop geslat, en polities korrek het half gebalanseer, maar nêrens is die liefde waar die ouens regtig by redding uitbring nie, want net die liefde verander 'n teerpad in vrugbare grond waar jy die saad kan ingooi. En daai guy ou wat daar instap 'n teerpad, help jy gooi die saad op 'n Sondagie, vol spik dit op. Jy moet liefde vir hom gee sodat jy kan begin vrugbare grond kweek sodat jy dan die saad kan insit. So wyse ouens operate met daai sagmoedigheid wat hulle God se gees kan hoor en daai liefde kan operate waarna hulle gaan. Okay? Hulle hoor Jesus se woorde, vat dit en bou hulle huis op die rots. Okay, het ons 'n prentjie van die twee, dwaase en die wyse. Okay, maar nou die vraag is, wat veroorsaak dat ons dwaase of wyse maagde uitdraai? Wat veroorsaak dit? So die dwaase, hulle bly in die vlees. Okay. Hulle het gehoor van Jesus, hulle het hom aangeneem, hulle het selfs gedoop geraak, gawe van tale ontvang. They've got everything, hulle het dit gekry, okay? Maar, toe hulle het gekry, toe dink hulle, nee, nou het ek dit. Ek's nou reg, ja? Hulle het daai euforiese gevoel gehad, daai dag toe dit gebeur het, was amazing geweest. Hulle weet, hier is die regte ding, ons moet hom nooit los nie. Maar van daar af het hulle niks verder gedoen nie, want hulle het dit dan nou gekry, once off, daar gaat jy, kachings, die kleisie, okay? Hy het nooit verder God nagejaag en gesoek in sy binnekamer nie. Die lewe gaan aan. Ek wil vir julle sê, ek lees 'n boek nou, gaan jy oor die boek praat nie, maar the law of nature, die natuurse wet, is dat alles in 'n ritme loop. Jy kan gaan kyk, jou lewe het 'n ritme. Jy doen elke dag dieselfde goed. Die way jy dink is dieselfde. 'n Kerk het 'n ritme, die way hulle dink voortgaan dieselfde. Bome wat in die Amazone groei, het 'n ritme. Hulle groei dieselfde soort bome met dieselfde soort blare, die diere dieselfde soort pels om met daai omstandighede aan te pas. Die bome wat in die sneeu groei, het 'n ritme. Hulle groei dieselfde tipe bome met dieselfde diere, met dieselfde pelse, wat in daai ritme van die sneeu kan gaan. So, en ons word met dit groot deur gedagtes wat inkom in omstandighede, en soos jy dit oordink, begin dit jou ritme raak. Die probleem is, daai ritme hou jou om nie vir jouself te dink nie. En dis waar die duiwel toegang kry tot ons lewens. Dis waar ons in die vlees bly. As jy 'n vleeslike ritme kry van kleins af wat uit jou huis uitkom, en jy dink nie vir jouself, wat sê die woord, en hoe moet ek hier uitkom nie, dan bly jy in daai ritme. Dan kom jy daar uit nie. Okay? It's a law of nature. Ek skep net vir julle 'n groot prentjie. Gaan kyk maar hoe lyk jou lewe, gaan kyk hoe lyk die buurman se en jou vriende se en jou familie. Dis altyd maar hulle hardloop op 'n ritme wat dieselfde is. Okay, maar ons kan hy goed breek. So, hierdie ou is op 'n ritme. Hy het nou hierdie een amazing oomblik gehad met Jesus, Heilige Gees ontvang, tale gepraat, maar hy doen nie moeite om daai ritme waarin hy is uit te kom in 'n nuwe ritme te skep nie.
Okay? Dis wat gebeur met 'n dwaas. So hy gaan soek nou nie God verder in sy binnekamer nie, want dit was nie aanvanklik deel van sy ritme nie. Okay? Hy gaan kerk toe en doen wat die Christelike gemeenskap van hom verwag, maar 3 jaar later, 5 jaar later, 10 jaar later is hy steeds dieselfde persoon. Hy het niks verander nie. Jy kyk aan en dink jy sê jy het tot bekering gekom en jy het tale gepraat, jy gedoop 10 jaar terug, maar jy lyk net soos 10 jaar terug. Jy het niks verander nie. Dis die waarheid. Okay? En is steeds dieselfde persoon, met dieselfde klagtes, met dieselfde probleme, met dieselfde emosies wat hulle beheer, want emosies beheer ons, sit ons in die ritme in, né? Met dieselfde foute in hulle persoonlikheid, wat hulle op omstandighede blameer, so ek groot geword het, my ma se skuld, my pa se skuld, my wie ook al se skuld. Hulle hardloop steeds met alles na hulle geestelike leiers toe vir hulp, vir dieselfde goed jare later, maar is nog nooit uitgesort nie. In plaas van dat hulle na Jesus toe gegaan het, saam met die Heilige Gees, om self te gaan hoor wat hy vir hulle persoonlik wou sê, moet hulle altyd na iemand anders toe gaan, om dit vir hulle te sê. Hulle bly presies dieselfde persoon jare later, omdat hulle nie moeite gedoen het nie, toe hulle het ontvang het nie. Die wyse ou groei in die Gees, okay? Hy neem ook Jesus aan, ontvang die Heilige Gees, maar hy besef dadelik dat hy baie foute het. En een van sy grootste foute is dat hy heeltemal te min weet van die diepte van God. Yes. Hy besef het onmiddellik. Hy besef onmiddellik dat hierdie ritme waarin hy is, moet hy verander, om die diepte van God te gaan soek en 'n nuwe ritme in te kom. Hulle begin soek God soos 'n kosbare skat, elke dag tussen die bladsye van die woord. Ek het nou die dag met die kinderbybelstudieklub vir elkeen 'n bierboksie gegee met grond in. Toe het ek sulke blink kralietjies daar aangesit, toe moes hulle soek vir daai kosbare skat. Okay? As ek sê op hierdie erf is daar 'n paar diamante wat jou lewe kan verander, hoe lank gaan jy soek? 'n week? 'n maand? 3 dae? Hoe vinnig gaan jy tou opgooi, as jy weet, hierdie kan regtig jou lewe verander? En as jy 1 gekry het, gaan jy ophou. As daar miskien 5 is, want jy weet nie hoeveel is nie. Almal sê nee, hulle gaan nou tot hulle hom kry. Maar hou ons aan met soek hierin, tot ons alles gekry het. Nee, ons doen nie. Okay? So 'n wyse ou besef, dat sy grootste fout wat hy het, is hy weet te min van die diepte van God. En hy begin soek God soos 'n kosbare skat, elke liewe dag, in die bladsye van die woord. Hulle ontdek hom, hulle onderwerp hulle aan sy woord, en sy onderrig, en sy wysheid. So hulle begin hulle lewe verander, om hulle te onderwerp aan dit wat die woord vir hulle sê. Hulle gaan nie meer op hulle eie idees, en hulle eie persepsies, en hulle eie stryery met mense nie. Hulle begin hulle gedagtes verander volgens wat God se woord vir hulle sê, né? Om 'n nuwe ritme te create, nuwe ritme. Hulle lê stuk vir stuk elke negatiewe emosie wat oor jare in hulle hart ingesit is, lê hulle by die voete van die kruis neer. Stuk vir stuk. En julle weet die bloed van Jesus laat dit dryf na die oppervlakte toe. Nou die dag toe gebeur iets en ek het so emosie mag probeer dink, is ek kwaad vir die persoon, is ek teleurgesteld, is ek seer gemaak, is ek, maar kom jy nou emosie uit hier? En 3 weke later sê die Here vir my, die emosie wat jou pa by jou gecreate het, dat you didn't measure up, het sy getrigger. En ek sê, Here, maar kan nie hierdie emosie in my hê van my kinderdae, ek het eers geweet is nog daardie, maar dankie dat jy my gewys het, ek sit dit al by die voete van die kruis neer, hier is nie meer deel van my lewe nie, en dit is weg net so, ek het vir 3 weke niks geslaap oor daai eventie, ek kon nie slaap nie, toe hy daai dag het vir my wys, is dit verby. Ek het daar neergesit en daar gelos, dis nie myne nie, dis betaal vir aan die kruis, né? Maar sien, wanneer ons nie soek nie, dan laat ons ook nie toe dat die bloed van Jesus is mos vloeistof, né? Dit dryf hierdie goed na die oppervlakte toe, dat ons dit kan sien die hele tyd. Hy bring dit vir ons. Okay, so, 'n wyse ou groei dan, en hy verander meer en meer na die beeld van Christus toe. Want hoe meer negatiewe emosie jy by jou sy voete gaan neersit, hoe meer begin jy skoon raak, hoe meer begin die lig deur jou skyn, hoe meer begin jy Jesus se beeld uitstraal na ander mense toe, waar jy gaan. Okay? Hulle olie raak so vol, dat dit 'n overflow het, so strome van lewende waters, waarvan ander mense dan begin drink naderhand. So dit is nie net meer olie vir hulle self nie, hulle het 'n overflow, vir almal wat rondom hulle is ook. Hulle begin uitdeel oral waar hulle gaan. Ander mense begin drink van hierdie strome van lewende water, en hulle begin eet van die vrug van die Gees wat aan hulle bome hang. Regte vrug, nie dissels nie. In liefde bemoedig en groei hulle ander mense om hulle. Liefde.
Nie judgment nie. Nie met die woord oor die kop slaan vir jou foute nie, die woord sê is verkeerd nie, nie so nie. Liefde. Hulle is sagmoedig vir die Heilige Gees se stem en hulle is heeltyd ingetap om in sy ritme saam met hom deur die lewe te gaan en Jesus se wil te doen. Hulle doen nie meer hulle eie wil nie. Hulle het daai ritme gevang van die Heilige Gees, so. En 'n nuwe ritme, jy kan nie wegkom van daai ritme ding af nie. Dis the law of nature. Dis net het jy 'n ritme vir negatiewe goed of het jy 'n ritme vir positiewe goed. Het jy 'n ritme om passief te wees of het jy 'n ritme om aksie te vat. Maar 'n ritme, jy kan nie wegkom van dit af nie. That's just the law of nature. Okay. So vlees kan nie jou olielamp opvul nie. Net Gees kan dit opvul. So kom ons lees gou daarvan. Romeine 8. Ek wil 'n skrif opsit daar. Vers 5 tot 9. Want wat die vleeslike is, bedink vleeslike dinge, maar die wat geestelik is, geestelike dinge. Sien die dwaase wat in die vlees is, bedink net hierdie dwaasagtige goed. Me, myself en I, en wanneer ek reg is en wat ek wil sê en wat ek sê die woord eintlik moet wees. Maar die Gees bedink geestelike dinge. Wat wil God hê moet ek sê? Wat in my hart moet ek verander volgens God se Gees? Want wat die vlees bedink is die dood. Hoor jy dit? Wat die vlees bedink is die dood, maar wat die Gees bedink is lewe en vrede. Lewe en vrede. Jesus se naam is Prins van Vrede, wat vir ons die lewe kom gee het. Omdat wat die vlees bedink vyandskap teen God is, want dit onderwerp hom nie aan die wet van God nie, want dit kan ook nie. Waar dink julle was die Fariseërs gewees? Dwaase of wyse? Jesus, maar hulle was allemaal slim hoor, is julle seker? Hulle was maar plat slim gewees, en hulle al die wette geken, en al die wette geken wat hulle gemaak het om die wette te hou, en al die wette geken om daai wette te hou, om die wette te hou. Want die Heilige Gees gehad nie. En die Heilige Gees was in die Ou Testament, hy was nie vir almal nie. Want toe koning Dawid gesalf word met olie, kom die Gees in hom in. Samuel het die Geespom gehad, jy kan maar gaan kyk. So was die Fariseërs nie veronderstel, wanneer het God om ook die Gees te ontvang het nie. Al was dit net geselektief gewees in die Ou Testament. Né? Maar let nie. Wat sê Jesus vir hulle? Hy sê, julle vader is die vader van die leuns. Wat sê hy so? Hy sê, die wat die vlees bedink, het vyandskap teen God. Want het onderwerp hom nie aan die wet van God nie. Hulle het hulle onderwerp aan die wet van Moses, maar nie aan die wet van God nie. Waar liefde was nie, want dit is liefde. Né? Want dit kan ook nie. Hulle kon dit fisies nie doen nie, want hulle was aan die ander kant. En die wat in die vlees is, kan God nie behaag nie. Julle is egter nie in die vlees nie, maar in die Gees. As naamlik die Gees van God in julle woon. Het die Fariseërs God behaag? Nee, okay. Maar as iemand die Gees van Christus nie het nie, die behoort nie aan hom nie. Sien jy hoe ernstig is hierdie saak? Dit is nie ligtelik nie. Dit is nie 'n bietjie meer of bietjie minder geloof nie. Dit is bietjie dieper as hierdie. Openbaring 3 sê, vers 20, kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek ingaan na hom toe en saam met hom 'n maaltyd hou en hy met my. Nou wil ek vir jou vra, hoeveel van julle sit daar op die rusbank en as jy iemand hoor klop op by die deur en sê vir die kinders, hey, gaan kyk alwees by die deur. Hoeveel van ons doen dit? Om jy wil nie die deur opmaak, want jou huis is te die mekaar. Ons sit op die bank en ons stuur iemand anders om die deur op te maak. Terwyl die Heilige Gees sê, met sy olie wil hy inkom, en dan wil jy kom skoon was. Hy sal jou huis vir jou kom opruim, jy hoef hom nie op te ruim nie. Ons het ons baie keer hierdie verskoning, ek moet nou eers ophou drink, of ophou steel, of ophou vloek, of ophou, voor ek die deur kan oopmaak. En dink jy het jou eie, jy gaan dit reg kry. Hierdie Ou Testamentse mense het dit reg gekry. Nee. God wil juis inkom, God se Gees, om jou huis vir jou op te ruim. Om daai negatiewe emosies in jou hart weg te vat. Om daai minderwaardigheid wat jy het uit te sort. Om daai sonde waarmee jy besig is uit te sort. Ons kan dit nie self doen nie. Maar nou sit ek op die rusbank en ek sê, nee, dat iemand anders my die deur opmaak. Nou, ons gaan ons na die pastoor toe, hulle moet die deur opmaak. Of jou vriendin, of iemand anders. Maar jy gaan dit nie doen nie. Is ek reg? Ons doen dit. Wanneer gaan jy self van die bank af opstaan
en self gaan kyk wie by die deur is, en self jou eie deur vir die Heilige Gees oopmaak. Wanneer? Wanneer gaan jy 'n nuwe ritme create en kweek vir jouself, waar jy doelgerig begin opstaan van die bank af en die deur opmaak? Hy klop, hier waar ons sit klop hy steeds. Hy het ons nie vergeet nie. Daar was 'n olielamp. Ek het al jou vertel van die ketubah, maar ek gaan jou vanoggend net so vinnig weer sê. Die ketubah is in die Joodse troue wanneer hulle gaan trou. En John sê vir sy pa, hou van my, en hy skryf 'n ketubah. Ketubah is soos 'n huwelikskontrak, maar is ook die beloftes. Hy sê daarin, ek beloof om mooi na jou te kyk, ek gaan altyd vir jou sorg, ek sal jou beskerm, ek sal ons kinders mooi opvoed, ek sal die Here se naam in ons huis groot maak. Ek verstaan, hy al die goed skryf hy daarin. En dan reël hulle 'n maaltyd met my paale, en dan bring hy die ketubah, en dan lees ek daardeur, en as ek dink, dit is die man met wie ek wil trou, dan vat ek 'n slukkie van die wyn, en dan het ek ja gesê, en as ons verloof. Dan gaan hy terug na sy pa se huis toe, dan bou hy aan sy pa se huis 'n huis aan vir ons. Okay? Ek weet nie hoe lank dit vat nie, hulle sê dit vat tussen 'n jaar en 2 jaar, maar niemand weet nie. Ek gaan terug na my kamer toe by my ma se huis, en my olielamp, daai, brand in my venster die hele tyd. Daar moet genoeg olie in wees, wat ek heeltyd kan volmaak, dat aan die brand bly. Want hy loop elke dag daar verby, dan sien hy die olielamp wat brand in die venster, dan weet hy, hierdie huwelik is nog aan. Okay? Die keis is nog aan, sy wag vir my. En in die tussentyd lees ek hierdie ketubah, en ek lees hom. Okay? So, ek wil oor die lamp praat vandag, oor die ketubah. Die bruid hou die lamp brandend vir die hele voorbereidingstyd. Okay? Sy het geen idee hoe lank dit gaan vat voor hy klaar is. Want net as hy klaar is, dan kom kyk sy pa nou lyk, en dan sê hy, nee, hierdie skirting se skeef en die deur skeef aangesit goed. Jou vrou kan so bly fix dit eers. Dan eers fix. So sy weet hoe lank dit vat nie. Sy het geen idee nie. Daar's nie 'n datum soos ons vandag se troues het nie. Okay? Almal weet die 15de November moet ons fancy aantrekke opdaag hê. Dis nie dit gewerk het daai tyd nie. Okay? As sy die ramshoring hoor in die straat afkom, dan weet sy hier kom hy. Okay? Dan moet sy vinnig regmaak. Okay? Maar obviously moes sy die voorbereiding gedoen het. En die belangrikste is, hy het elke dag kom kyk of sy van wag. En al hoe hy geweet het is die lamp wat brand en die vensterbank. Okay? Die bruidegom kan sien dat sy wag vir hom met die lamp wat brand. Die bruid moet genoeg olie om die lamp vir 'n onbepaalde tyd te laat brand. Want sy weet nie hoe lank nie. Hoe hou sy die lamp vol? Sy lees die ketubah by die lamp elke dag. Sy leer van die bruidegom, sy vertrou hom, omdat sy dit lees. Deur sy woorde wat sy lees, sy kry vrede oor haar lewe, deur sy woorde wat sy lees. Sy raak opgewonde oor haar lewe saam met hom. Al haar vrese is by die deur uit, soos sy deur sy beloftes lees. Want die leer sy hom ken, nog voor hy kom. Onthou, hulle het nie gedate vir 6 jaar, en toe, jy weet, saam gebly, en goed, soos wat ons doen nie. Sy weet nie wie hy is nie, al sy weet wie hy is, wat hy binne vir haar geskryf het. Nou, so leer sy hom ken, en die feit dat sy die ketubah lees, hou haar olielamp vol. Dis waar die olie vandaan kom, okay? Sy wag in afwagting vir hom, soos wat sy lees. En dit hou haar olielamp brandend vir hom, om te sien, sy wag nog. Maar as die olielamp uitgedoof raak, dit is 'n teken dat die verhouding af is. Die troue is af, sy het die verloving verbreek. Okay? Dat jy nie die ketubah gelees het nie, jy het hom ook nie ontdek nie. Dat jy nie meer wag op hom nie. Dat jy aanbeweeg en op jy eie insigte, of op iemand anders se insigte staat gemaak het. Okay? Luister, ek tap ook af en toe by die oom en tannie in, as ek wonder oor iets of so. Maar hulle is nie my liggie. Hulle is nie my olie nie. Okay? Hy is my olie en my lig, hierdie. In die liggaam van Christus tap ons net af en toe by mekaar in as ons onseker is, want daar's niks fout met dit nie. Maar dit kan nie jou lig wees nie. Okay? So sy wys hom eintlik sy het aanbeweeg op haar eie insigte, wat ons nou nog sê van die dwaas, hy maak op sy eie insigte staat. En die wyse maak net op God se insigte staat, op die bruidegom. Of maak op iemand anders se insigte staat, en nie op die bruidegom se nie. Jou verhouding met God kweek oortuiging. Wanneer jy my vriendin raak, en ons breakfast saam, en braai saam, en kuier naweke saam, en jy leer my beter ken, nou raak jy ons oortuig van wie ek werklik is. Jy kan dink ek is 'n goeie mens, maar ons kans ek 'n slegte mens ook is. Maar as jy my regtig goed ken, dan raak jy oortuig dat ek net goed is. So as jy iets sleg vir my hoor iewers, dan dink jy, nee man, ek ken vir Karla, sy sou nie dit gedoen het nie. Want jy is oortuig van wie ek is. Maar hoe het jy by daai oortuiging uitgekom?
Jy tyd spandeer met my. Okay? So jou verhouding met God kweek oortuiging. Jou tyd wat jy met die ketubah spandeer, kweek oortuiging. Jy vat die ekstra olie saam omdat jy oortuig is dat hy vir jou kom. Dis hoekom jy ekstra olie daar het. En jy hom kan vertrou dat sy tyd reg is. Wanneer hy kom, is sy tyd reg. Nie wanneer jy wil hy moet kom nie. Okay? So jy het verhouding omdat jy oortuig is ek reg daarvan, hè? Die weduwee, julle ken die storie van die weduwee, was 2 van hulle gewees, een in Elia se tyd en een in Elisha se tyd. Die weduwee se oliekruik het nie klaar geraak nie. Hoekom nie? Omdat haar geloof, haar oortuiging en haar verhouding was vol. So dit beteken, uit die oorvloed van haar geestelike olie, het haar fisiese olie in die vlees nie klaar geraak nie. Okay, so nou is my vraag is, hoe lyk jou vleeslike lewe? Hoe lyk dit? Is dit nie 'n refleksie van hoe vol jou olie level is nie? As jou vleeslike lewe uit mekaar uitval, is nie omdat jou olie level 'n bietjie laag is nie. Né? Want die weduwee se vleeslike lewe het geoorvloed omdat haar geestelike olie oorgeloop het. Hy het oorgeloop in die vlees in. Toe het dit oorvloedig gebly. So as jou vleeslike lewe nie lekker lyk, jy moet jy vir jouself vra, hoe lyk my olie levels? Julle kyk mos die olie daar in die karre. Ja. Hoe lyk hy, né? Psalm 119 sê, U woord is 'n lamp vir my voete en 'n lig vir my pad. Toe ons nou die dag met die kinders Bybelstudie doen, het ons 'n lamp, kom nou geberig, ons die lig afgesit. So as die lampie aan, dan kan jy sien, die deur is oop, maar toe ek met omdraai om te gaan olie loop, gaan koop, en die lamp het uitgegaan, toe kan ek nie in die donker weer die deur kry nie. Toe ek eventually die deur kry, toe sê toe. Kyk, soos hy het gedemonstreer vir die kinders dat jy kon sien. Maar dis wat hy sê, die woord, die ketubah, is die lamp vir my voete, wat die lig vir my pad wys. Okay? So, hoe donker is jou pad al reeds in hierdie lewe? Daar waar jy sit elke dag, hoe donker voel dit vir jou as jou lewe? Hoekom is jou lewe so donker? Want as dit nou al so donker, en as jy so in die donker rondtas nou al, hoe gaan jy lyk as Jesus terugkom? Gaan jy nou die deur kry waar jy moet ingaan? Want dis die vraag, gaan jy hom kry? Want ek weet jy of jy gaan nie. So hy sê, U woord is die lamp van my voete. Nie die pastorie, die woord. Okay? Die woord, nie iemand anders nie, die woord. Daar is mense wat glad nie hulle eie lig het nie, die 5 dwaase, en heeltyd iemand anders se lig nodig het. Hulle is heeltyd besig om iemand anders die lig te gaan soek, maar hulle het nie hulle eie lig nie. As jou lamp se olie klaar raak, sal jy nie op pad vir die bruiloft toe, na die bruiloft toe kan kry nie. Ons weet nie hoe lank ons sal wag nie. Ons weet nie wanneer Jesus terugkom nie. Is naby, maar hoe naby is naby? 3 dae, 3 maande, 3 jaar, 30 jaar, enigiets van daai is naby in ons leeftyd. Okay? So jy moet 'n goeie ekstra overflow hê, anders gaan jy nie deur die donker wêreld waar ons leef kan kom nie. En die wêreld waar ons is raak al hoe donkerder. Dis baie donker. So as jy gaan met omdraai, moet jy gaan kitsolie koop, of nog beter as jy miskien vir 60-60 moet wag om dit te kom aflaai. Gaan jy die deur toe kry, gesluit, dis wat hy gesê het daar, die deur was gesluit, en hy het vir haar gesê, ek het nie jou naam geken nie. Kan jy dit imagine, dat jy jou hele lewe op aarde 'n Christen was, kerk toe gegaan het, en gedink het jy is okay, want jy het een keer lank terug, die Heilige Gees ontvang, gedoop geraak en tale gepraat, en daai dag as daai dag kom, sê hy vir jou geweg nie jou naam geken nie. Kan jy dit imagine, dat dit jy is? Sien, as jy jou hele lewe lank nog by iemand anders heeltyd lig gekry het, omdat jou olie altyd op is, gaan jy ook in die uur van nood probeer om te gaan koop by iemand. Olie kan nie gekoop word nie. Olie word oor 'n lang tyd bymekaar gemaak, sodat dit so baie is dat dit overflow. En die tyd waar ons nou is, kan ons share, maar as ons daar gaan kom, gaan ons nie kan share nie, want ons gaan nie weet hoe lank dit gaan vat nie. Okay? So dis nie 'n kits ding, wat jy net gaan kry iewers nie. Dis nie. En ons het nou gesê, die lig is die woord en die olie is die Heilige Gees. Maar hulle loop nie apart nie, hulle loop saam. So ek vir mense sê, het jy 'n graad nodig om die woord te lees nie. Jy het net die woord nodig, dis Jesus en die Heilige Gees in jou. En hulle tweekies gaan vir jou uitsort. Jy moet net daai ritme begin vang. Jy moet 'n doelgerigte doel begin kry. Die Here het vir my so 2-3 jaar terug gesê, jy moet 'n doelgerigte lewe begin leef. Doelgerigte lewe. Kyk, doelgerigte lewe. Want dit bring jou 'n nuwe ritme met God se woord. Dit haal jou uit daai ritme uit waarin jy nou maar so aan sukkel en jy nie olie het nie en jy heeltyd by iemand anders moet gaan olie haal. Dit haal jou uit daai ritme uit.
sodat jy in 'n nuwe ritme kan inkom met dit, maar jy moet vir jouself 'n doel stel en jy moet selfdissipline toepas met dit. Dat jy daai ritme kan verander, want wanneer daai ritme eers gevorm is, hoef jy nie meer so baie selfdissipline toe te pas nie, dan is jy in 'n nuwe ritme. Maar om die oorskakeling te doen, moet jy. Okay? So, ek het jou gesê, is donker, baie donker, ons het net die woord op die oomblik wat die pad vir ons kan rig. Dis die enigste ding wat ons nou weet die waarheid is. En die verlede was daar ander goed ook wat ons pad gerig het, die regering, die gemeenskap, en die kerk, en vriende, en familie. Maar luister, alles is nou so van die pad af, ons kan niks trust nie. En ons, veral ons ouer mense, kom uit daai mindset uit dat dit nog okay is om sulke goed te trust. Ons kan nie. Ons kan nie. Ons moet die heeltyd vra. Ons het in 'n era groot geword sê, ja dokter, goed dokter, nog 'n pilletjie dokter, 'n inspuiting, nee is reg dokter. Ja dominee, goed dominee, nee is reg dominee, daai kerk is verkeerd, nee is reg dominee. Ja regering, goed regering, ja ons gaan by hierdie reël hou. Ons is ek reg? Onthou, ons het nie in die tyd van internet groot geword nie. Die enigste inligting wat ons gehad het, was die mense wat grade gehad het. Die dokter, die dominee, die onderwyser, die prokureur en die suster. En alles wat hulle gesê het was die waarheid. En hulle het integriteit gehad, so hulle het met goeie bedoelings gekom. En aan die ryk mense het ons die ensiklopedie gehad. Ek kon nou so partykeer by mense gekyk en wou so graag 'n boek afhaal en kyk by ma en so, hy vat nie aan daai boeke nie, is dierboeke. Okay, dis wat die inligting was. Kan jy imagine, die internet was in boekvorm gedruk, elke jaar geupdate. Okay. Maar ons het baie keer nog steeds in daai mindset vas, dat ons al hierdie mense kan vertrou. En net kan sê, ja, nee, goed, dis reg. Ons kan nie. Dis 'n ritme waarin die duiwel ons ingesit het, om nie vir onsself te dink nie. Jy moet alles question. Jy moet. Iemand sê, ek sê nou vir iemand, jy moet tot vir God question. Hy sê, jy kan ons nie dit sê nie. Ek sê, as jy God question, gaan jy die boek begin lees, dan gaan jy by die waarheid uitkom. Jy kan ons nie net sê, ja dominee, goed dominee, hoe weet jy hoe praat die waarheid? Question dit, gaan lees die boek. Kom by die waarheid uit, kom by jou eie waarheid uit, saam met die Heilige Gees. Okay? Ons moet 'n nuwe ritme begin kweek. Nuwe olielampe begin volmaak. Ons kan nie in daai ritme sit van jy kry hom nie vol nie, kry hom nie vol nie. Heeltyd by iemand anders gaan lig haal nie. Jy kan nie, ons gaan dit nie maak nie. So die enigste waarheid wat ons het, is die woord saam met die Gees. Want die woord en die kennis sonder die Gees beteken niks. Dis presies wat die Fariseërs gehad het. Hulle het die woord en die kennis gehad sonder die Gees. En hulle was dwaase. Al die goed wat ons nou nie van die dwaase genoem het, was hulle. Maar vir die wêreld was hulle vreeslik slim. En die mense het voor hulle ook gesit en gesê, ja, Fariseërs, goed Fariseërs, nee is reg Fariseërs, nog 'n geldjie Fariseer, nog 'n skapieslag, nee is reg. Is ek reg? Ja, dit is nie ge-question nie. Okay, ons moet dit question. So die vraag is, ek wil afsluit, hoe weet jy jou olielamp is vol? Hoe weet jy? Het is nou goed om oor hierdie goed te praat, maar hoe weet jy? Die enigste manier hoe jy gaan weet, is wanneer jy begin uitdeel. Hoeveel ander mense het jy al lig voorgegee? Hoeveel ander mense het jy al olie gegee? As jy heeltyd by iemand anders moet gaan lig haal, en by iemand anders gaan olie haal, is jou olielampie volie. Dan moet jy begin moeite doen, om 'n doelgerigte doel te kry, selfdissipline om jou ritme te verander. Okay? Ja, die tannie kan jou help om by dit uit te kom, maar jy moet daarby uitkom. Sy is nie daar vir raad, sy is nie daar vir jou lig nie. Okay? So, dis al hoe jy gaan weet of jou olielamp vol is. Vir hoeveel mense het jy al uitgedeel? Hoeveel? Daar sit mense in die kerk vir 40 jaar al, ooms en tannies, wat nog nooit vir een persoon buite die kerk van Jesus vertel het nie. Nog nooit. Wat het Jesus gesê toe hy opvaar? Gaan uit en maak disippels. Hy het ons net een opdrag gegee, baie eenvoudig. Niks moeilikie. Hoeveel mense sit in die kerk vir 40 jaar het nog eers vir een persoon tot bekering gebring het nie? Wat beteken die kerk dan nou eintlik? Wat beteken die kerk wat vir die gay sê, maar kom maar, jy kan net nie 'n lidmaat word nie. Wat nie daai gay tot bekering bring nie. Wat beteken dit? Absoluut niks. Daai alkoholist wat onder sensuur gesit word wanneer hy slaan sy vrou, maar het iemand hom uitgesort in liefde en op 'n plek gekom waar hy by genesing uitkom, waar hy repent en terugdraf van sy sonde en soos 'n syn persoon voor die gemeente sit. Onthou julle as die demone uitgedryf is, dan sit hulle kalm voor Jesus, uitgesort. Doen die kerke dit? Nee, hulle doen nie. Doen ons dit? Ook nie. Okay. So as jy wil weet of jy olielamp vol is, wil ek vra, het jy al die buurvrou gehelp wat sukkel met depressie?
En haar begin olie gee om uit te sort, sodat sy by die waarheid kan uitkom, sodat sy haar eie olie kan produce. Weet jy al, want jy hoef nie 'n kerk te begin nie. Hy het nie dit gesê nie. Hy het nie gesê, ga uit te begin 'n kerkie. Hy het gesê, ga uit te maak disippels. Het jy daai ou af van die pad wat sy vrou slaan al uitgesort? Het jy vir hom sê, kom broer, dat ek jou 'n bietjie help. Nie judge nie, liefde. Waar kom hierdie demoon vandaan wat maak dat jy jou vrou slaan? Kan ons jou 'n bietjie uitsort met liefde, dat ons by die waarheid kan uitkom? So, dit is al hoe jy gaan weet of jy olielamp vol is as jy dit kan begin uitdeel aan ander mense. En die vraag is, hoe maak jy 'n olielamp vol? Jy moet 'n nuwe ritme vir jouself begin create. Jy moet besef dat jy vasgevang is in daai rat. Ja, ons praat eintlik ons van 'n rat. Hierdie boek wat ek gelees het praat van 'n ritme, maar is dieselfde ding. Jy moet uit daai rat uitkom. Hoe? Jy moet doelgerig vir jou doel sit en sê, hierdie is my doel. Ek gaan myself forceer om dit te doen. Fake it till you make it. Forceer jouself totdat dit van self kom, totdat jy daai ritme aangekweek het. Spandeer tyd met hom. Luister worship musiek voor jy begin Bybel lees. As jy worship musiek luister, is waar die Heilige Gees inkom. Ek beloof jou, jy het gevoel toe ons vanoggend gesing het, hoe kom dit so in die vertrek in? Né? Jy kan dit nie ontwyk nie. God sit daar, hy is available. Psalm 23, hy dek vir die tafel in die aangesig van die vyand. Hy sit daar. Elke dag loop ons by die tafel verby. Groet hom partykeer ons verbystap, maar ons sit nie. Ons sit nie daar nie. En hy wag elke dag vir jou. Hy klop aan die deur, hy sê, maak oop. Ek kom met jou maaltyd hou. Sissie, gaan kyk eens by die deur. Staan van die bank af op en gaan maak die deur oop. Maak die deur oop. Hier, maak oop. Begin lees. Jy moet elke 3 maande anders wees. Jy moet 3 maande kan terugkyk op jou lewe en dink, ja, ek het daar een bitterheid vir daai ou in my hart uitgesort. Dan het jy gegroei. Al het jy net een bitterheid in jou hart uitgesort vir Piet, dan het jy gegroei. Ek het vir Sannie vergewe wat ek nie kon vergewe het, jy het gegroei. Jy kan nie 10 jaar later nog vir Piet bitter wees as vir Sannie nie vergewe het nie. Dan was jy 'n dwaas. En vir 10 jaar by die tannie gaan sit en sê, ek kan nie vir Sannie vergewe nie. Die tannie sal tot hier toe verduidelik wat jy moet doen, maar jy doen dit nie. Dis die waarheid. Jy moet elke 3 maande kan boekvat van jou lewe en terugkyk en sien, yes, ek het hierdie een ding gewen. En aangaan, volgende 3 maande, yes, ek het hierdie ding gewen. Yes, ek vloek nie meer nie. Yes, ek skel nie met my vrou nie. Yes, ek het nou 'n liefde vir die boemelaar langs die pad, ek skel nie as ek verby hom ry nie, ek bid nou vir hom as ek verby hom ry. Ek begin liefde voel vir mense wat ek nooit liefde gevoel het nie. Elke 3 maande moet jy kan terugkyk en sê, yes, hier's iets beter in my lewe. Dan is jy 'n wyse ou, dan begin jou olielamp vol raak, en voor jy weet, overflow dit, sodat die ander mense kan help om ook by dit uit te kom. Hulle vra my iewers, maar wat van die ou wat nou op sy sterfbed lê? Ek dink ons moet dit net sê. Wat van is Ernie nou nie glo nie, en hy lê op sy sterfbed en sy laaste asem neem hy vir Jesus aan. Hy het ons nie olielamp gehad nie. Mense vra dit, so kom ons praat net gou daaroor, voor ek klaar maak. Die olielamp is vir die second coming of Christ. En ons weet nie wanneer dit is nie. Hy wat op sy sterfbed lê en in die laaste oomblik sy vir Jesus aanneem, is hemel toe. Die moordenaar aan die kruis is hemel toe. Die olie waarvan ons hier praat is vir die second coming of Christ. En ons weet nie wanneer dit is nie. En grace is dit vir die ou wat op 'n siekbed lê en 'n kans het en nie in 'n motorongeluk of hartaanval onmiddellik dood is nie. Kanker is partykeer die grootste blessing wat op iemand se lewe kan kom. Om hom in die hemel in te kry, dat hy tyd het om te sê, ja Here, ek het U nodig, ek besef, ek kan nie sonder U wees nie, en dan sy laaste asem uitblaas. 'n Wildvreemde persoon bel nou die dag vir John, hulle het sy nommer by, ook 'n wildvreemde iemand gekry wat niemand ken nie. Hulle het 'n pa van Appington of iewers in die hospitaal, John moet gaan bid. Hy sê, kom jy sê, ek sê, nee, gaan Here die jou stuur. Hy vat natuurlik vir hom Johan saam. Ek sê, jy hoef nie die ou in genesing in te bid nie, maak seker hy oom is gered. Ja, ek gaan bid vir hom, hy is 3 dae later dood. Maar die dood of die siekte, of dis die punt nie, is hy gered. Ok, dit het ons kans nou, maar wat as Jesus, soos 'n dief in die nag, want nie wat as nie, hy kom verseker, in 'n dief in die nag, wanneer ons aan die slaap geraak het, want ons raak maar bietjie flou ook, al het ons 'n ritme, né? Maar wanneer ons wakker skrik van daai trompet, en ons het die ekstra olie, en ons kan hom tune, dat hy brand, en ons kan gaan, maar wat as hy kom soos 'n dief in die nag, en jy het nooit die ekstra olie gehad nie, en jou chommy by wie jy altyd die olie gekry het, sê, sorry, ek het nie nou ekstra vir jou nie. Jy is op jou eie, en 60 is skielik nie meer available nie, en jy weet nie waar om dit nou te kry nie. Wat gaan jy dan doen?
Okay, so hierdie storie gaan vir die second coming of Christ. Ons weet nie wanneer dit is nie. Soos ek sê, 3 dae, 3 maande, 3 jaar, 30, alles van daai is naby in die leeftyd waarin ons is. Maar wanneer is dit? Ons weet nie. So het jy regtig kans om te gamble met die feit dat jou olielamp nie vol is nie. So ek wil julle regtig los met 'n brandende vlam in jou hart om die deur oop te maak vir die Heilige Gees wat klop, om God soos 'n kosbare skat te soek in hierdie bladsye elke dag. Spandeer tyd met hom, luister worship musiek, kom in tune met God se Gees, kry 'n nuwe ritme vir jou lewe. Breek uit daai ritme uit van dwaasheid, van niks olie hê nie. Breek uit dit uit, ons kan. Vra die Heilige Gees om jou te help. Moet dit nie op jou eie doen, jy gaan dit reg kry nie. Heilige Gees staan ready by die deur in te kom en jou te help om 'n nuwe ritme te create wat doelgerig is met God se woord. Okay? So gaan uit, begin jou olielamp volmaak. Laat dit overflow na die ander mense toe. Help ander mense om hulle olielampe ook te laat overflow. Moenie vergeet waar dit vandaan kom nie. Ons is nie so oulik wat dit het nie, hoor. Kom van hom af. Moenie pride in die tussentyd optel omdat jou olielamp oorloop nie. Okay? Hou daai humility voor God. Weet dis hy wat dit vir ons gegee het en share dit met die ander mense. Sodat as ons daarbo kom, ons almal mekaar kan sien en ek kan weet wie jou buurvrou as ek daarbo kom. O, dit was jou buurvrou gewees. Ek's bly jy het haar saamgebring. Nee, dit was jou broer wat verlore was. Ek's bly jy het hom ook saamgebring. Dit is daarbo en dis ons almal mekaar kan sien en kan tyd spandeer met mekaar in eternity. Is julle reg? Gaan jy die olielampe vol kry? Okay. So iets wat iemand wil vra? Okay. Gaan ons Jy kan net verstaan. Wie van julle wat vanmôre kan sê, Here, my olielamp is nie werklik wat aan nie. Mense, ons almal staan skuldig oor hierdie woord wat Karla gesê het. Baie van ons bedink ons is reg. Baie keer dink ek en jy, I am right. Maar daar's iets in jou stelsel, in jou menswees, wat jy weet, dra God se. Even my olielamp het die laaste ruk 'n bietjie gelevel af. Dit raak besig, die lewe raak besig en voor jy weet, spandeer ons nie genoeg tyd nie. Kom ek vra vir julle vanmôre. Wie van julle wat vanmôre wil staan sê, Here, ek staan skuldig. En ek vra vanmôre dat U my deur die Heilige Gees sal help